Hierdie week is die bekende Beechcraft Bonanza G36 aan die beurt. Die immergroen 6-sitplek staatmaker spog met 'n indrukwekkende laai vermoë, ryk afstand en spoed om bykans enige taak of roete aan te pak. Kom ons hoor wat ons boere hiervan dink. Regtig 'n netjiese vliegtuig. Ja, hy loop in 175, ons is nou saam met die wind, maar ja, hy's vinnig, hy wat loop. Maar hierdie vliegtuig is bittersterk. Ek weet dis 'n stuk van die klein vliegtuie die sterkste vlerk wat jy gaan kry in die trein. En is 'n tydlose vliegtuig. Die vliegtuig agter my is die Beechcraft G36 Bonanza. Hy is wel bekend in die industrie. Ek glo hy is al 75 jaar al in produksie. So it's showed its worth. Wat baie lekker van die Beechcraft G36 Bonanza is sy klapkie uit, sy commuter style seating, so hy het die 2 pilot seats en dan die 4 seats agter wat na mekaar kyk. So vir die boer wat die familie wil skool toe vat of wil gaan jag, is dit regtig baie lekker om jou gewere in te laai en vinnig van plek van point A tot point B te kom. Hy het 2 tanks, een aan elke kant. Sy total usable is 74 gallons. So hy brand, soos ons praat, het 60 liter per uur en dan blok ons hom so op 170 knope. So dis 'n lekker vinnige vliegtuig, comfortable vir jou en die vrou en die kinders. Dit is 'n vliegtuig wat 'n bietjie langer van 'n runway nodig het. Veral as jy hom ook pak met vol mense, maar ja, is baie lekker en die ouens wat hulle besit, they live by it. Hy het die IO Continental 550 engine in, so dis die 300 perde krag engine, a very well-known engine. So die parte is beskikbaar. Hy is al 75 jaar in produksie, so daar's 'n klomp parte om hom te maintain. So die prys range kan enigiets wees van R1 miljoen tot $1 miljoen. So daar is 'n groot variance en dit hang af van wat jou budget is en wat jy wil doen in ure op die engine en airframe en avionics natuurlik en interieur. So daar's klomp goeders om op te weeg wat jy wil hê. Voordele wat ons nou baie sterk oorvoel is die feit dat hy die agterdeure het wat dit baie gerieflik maak om te kan passasiers in en uitlaai. Sy ander voordeel is die feit dat sy propeller bokant sy voorwiel loop en wat dan veroorsaak dat hy baie minder as jy grondbane gebruik klippies optel wat jou prop beskadig. Verder is die kanse dat jy die prop die grond gaan raak as jy op 'n slegte baan land of so is baie minder. En dan 'n groot voordeel is dat sy wiele totaal al meganies in en uittrek teen 3 sekondes. Maar daar begin hy klaar vlieg. En as die wiele weg. By ander carriages so vinnig optel is baie lekker geweest. Ek kon voel toe ons net van die grond af is dit om opgetel en die dadelik gevoel hoe begin jy glad raak en spoed optel. Luxe interieur, die avionics is fantasties. Ek wat nou nie 'n baie tegniese ou is op die vliegtuie nie, het alles lekker maklik verstaan. Ek is mal oor die lugreëling wat oorvloei binnekant toe. Hierdie enetjie het my nogal gevang. Ek hou baie van die vliegtuig. 10 uit 10 vliegtuig. Al die kwaliteite wat jy in 'n vliegtuig soek, is 'n solid vliegtuig, sterk vliegtuig, goeie vliegkwaliteit, lae geraas binne-in en goeie avionics. Dis regtig belewenis en regtig top of the range wat jy kan seker kry in general aviation kleiner vliegtuie 6-sitplek klas. As jou plaas verder is 100 km kan jy al die vliegtuig start en so intoe gaan. Hy kan vir jou baie goeie observasie ook doen. Ek doen met myne die kleiner model doen ek. Veeboerdery, alles. Kyk die waters op die plaas, kyk selfs reënmeters as dit nodig is. Hierdie G1000's linear om 'n vliegtuig lekker maklik, hè? Ja, nee, dit is daarom net iets anders. Sy spoed is goed, sy brandstofverbruik is goed, gebruik so 70 liter per uur en dan cruise hy teen so 165 knope, wat baie goed is. Ek dink is 'n ekonomiese vliegtuig. Wat vir my uitgestaan het is hy's ongelooflik stabiel. Ons het 'n redelike sterk wind gehad en met die wind maak hom niks. Dis 'n baie stabiele vliegtuig. Vir 'n boer wat wil beweeg en stel wil beweeg, dit is die vliegtuig hierdie om te koop. Maar dit is nou nie vir die ou wat nou net begin vlieg nie. Dit is 'n bietjie van 'n vliegtuig wat 'n vlieënier al 'n paar ure op het voor hy in die ding moet klim.